Goeiemôre vriende. Welkom by die besonderse geleentheid waar ons vanmôre dan weer 'n babatjie gaan doop. Kom ons raak stil en raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. Terwyl ons so stil word, mag ons hierdie woorde ons eie maak. In Johannes 14 vers 6 sê die Here, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. En mag dit ons begeerte wees om daai Here vanmôre te ontmoet. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam. Welkom o stille nag van vrede. Al die musiek is môre met die video. Kom ons sing saam met hierdie video, hierdie pragtige lied. So sittende saam asseblief. Vriende, kom ons groet mekaar in naam van die drie-enige God om te bevestig dat die Here ook tuis kom in ons harte. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid kom ons staan, dan loof ons hom met hierdie pragtige lied Halleluja in my hart en daarna kan jy weer sitplekke inneem.
Ons gaan binnekort die volgende lied sing, O Christus ons verlange. Maar ek wil graag vir die wet voorhou, laat ons weet, hoekom het ons hierdie verlange om Christus in ons hart te wil hê. Want op grond van ons eie dade kan ons nie by God uitkom nie, maar ons het Jesus Christus nodig. En omdat Jesus Christus die wet kom vervul het, maak dit vir ons moontlik om te gaan leef tot eer van sy naam. Ek hou vir die opsomming van die wet voor in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het hulle by mekaar kom, een van hulle wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, met jou hele verstand. Dis die belangrikste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Wanneer ons hierdie woorde gehoor het, kom ons sing nou hierdie pragtige lied, O Christus ons verlange. Soms so sittende en dan dink ons oor hierdie woorde wat ons sing en hoekom het ons die Here nodig. Christus ons Ek vra dan dat Werner en Megan na vore sal kom. Julle kan sommer hier voor my staan en vir my kyk. Ons het nou die aand hieroor gesels, maar ek gaan dit ook vir die gemeente voorlees. Wanneer ons doop doen, dan is dit ook 'n doopviering vir elke persoon wat al gedoop is om te onthou wat gebeur eintlik hier. Na die afloop van die diens ook staan ek altyd by die doopbak. So as jy ook die doop weer wil vier, en dan kom jy na vore en ek maak 'n kruisie op die kop en sê onthou die dag toe God jou gevat het en niks kan ooit tussen ons en God kom nie. Maar onthou weer hierdie woorde wat ek gaan lees en dis ook vir jou weer bedoel vandag. Dit herinner ons wat God vir ons kom doen het in die doop. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders nie die testament, hierdie nalatenskap ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei.
Geen mens kan nie die gawe van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons eintlik maar die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en in die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou, hy kan nie by my staan so wel. Dit beteken hy kry voetgal sy roeping. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dis ook nie net 'n bygelowige handeling waardeur ons teen die gevaar van ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan oor die doop, wat die drie God om aan ons en ons kinders kom verbind. Terwyl hulle kindjie ingebring word, daar gaan 'n video speel op die bord, ons gaan hom nie sing nie, ons gaan nou net na hom kyk en die woorde net weer hoor. Kom ons kyk na die video terwyl die kindjie ingebring word. Kerkraad kan ook na vore kom. Nee, Jesus roep die kindertjies dan nie. Jesus roep die kindertjies. Julle het nou gehoor wat die doop beteken. Daarom vir ons dit op reg op die volgende vraag gaan antwoord. Bely julle dat terwyl ons kinders se sondags nie wel gekom het en daarom onder die oordeel van God staan,
hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van verlossing. Beloof julle om hierdie kind en julle ander kind en die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ja, met julle is wel. Kijk, wat my geweet, ek gaan nie weet nie. Doan Willem Marissa. Doan. Kom maatjie. Sy so sterk so jou pa 'n stuk moeilikheid. Doan Willem Marissa. Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ontvang dan ook ons nuwe lidmaat, Doan. Ag, kyk die watertjies. Baie geluk. Teken gou daar. Kom staan hier by my. Kom ons sluit die oor, dan bid ons van. Here, soos wat daai water oor Doan se gesig hier rol. Sê hy is u seun. U kom verbind hier aan hom in hierdie gesin. En hy is saam met hulle in hierdie reis wat vir hulle voorlê in die grootmaakproses. Dankie tog, Here, dat ons hier genade en u liefde het. En uw Heilige Gees in hierdie reis wat ons elke dag moet aanpak. Want sonder u is ons verlore. Daarom kan ons vir hierdie gesin seën. En sê, Here, mag u teenwoordigheid, u liefde en u genade en u teenwoordige krag, o Heilige Gees, saam met hulle wees elke moment. Maar ons as gemeente, gemeenskap, wat 'n getuie hier vandag is, hy word deel as 'n lidmaat van hierdie gemeente. Ons neem saam verantwoordelikheid vir sy grootmaak. Ons het nou net hierdie pragtige video gekyk. Moenie die kindertjies verhinder nie, laat hulle na my toe kom. Ons is almal kindertjies. En daarom, Here, moet ons alles ons vermoë doen om hom groot te maak. Daarom gee ons vir die oues 'n woord, die lamp vir sy voete. Ons gee die woord vol beloftes. U wat voor ons uitgaan, die weg, die waarheid in die lewe, dat hy kan leer dat Jesus agter hom is, saam met hom is en sy wêreld sal betree. En u Heilige Gees, dat hy elke dag hulle daaraan sal herinner. Daar's 'n God, ons Vader, wat ons liefhet. En nooit kan ons ooit geskei word van sy teenwoordigheid nie. Seën hulle met u alomteenwoordigheid. Amen. Vriende, kom ons staan en dan doen ons die geloofsbelydenis saam met ons nuwe lidmaat in hierdie gesin. U kan sommer staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan die sitplekke saam met die gemeente inneem. Ek herinner net weer, na die afloop van die diens sal ek hier by die doopbak staan. Dis nie 'n weerdoop nie, dis 'n doopviering. Ons maak net 'n kruisie sê, God het hom aan jou kom verbind, toe jy dit nie eens kan onthou het nie. En solank jy net weet, niks kan ons ooit van sy liefde skei nie, en dat jy net jou doop weer vier. So ek is na die afloop van die diens, sal ek hier by die doopbak staan. Ons prediking vanmôre is uit Lukas 23, vers 32.
Ons gaan nou weer bid ook, laat die Here die woord net vir ons open ook. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid. Al verstaan hierdie seun nog niks van wat hier gebeur vandag nie. Is dit juist vir ons 'n simbool van U wat hom U self aan ons kom verbind, van U genade, dat hy deel is van hierdie verbond, van hierdie familie, en dat in sy lewensreis het ons 'n verantwoordelikheid om hom groot te maak. Dis 'n groot dag vir al die oumas, al die familie, die ooms, hierdie gemeenskap wat vir mekaar omgee en ons kinders groot maak, hierso in Potties, saam. Mag ons dit doen vanuit U leiding en U krag. En met hierdie woord wat ons gaan open, ons Here, skryf dit op ons harte, bring daai spanning naby in ons, laat ons gekonfronteer word daarmee, dat ons kan groei, dat ons 'n keuse maak, maar dat ons ook sekerheid kan hê, en weet, hierdie Kersseisoen wat vir ons om die draai lê, wat beteken dit vir ons? Dat ons in afwagting sal bly leef, dat ons weet die Here betree ons wêreld elke moment. Geef ons hierdie begeerte om U te ontmoet met elke asem wat ons inasem elke moment van ons lewe. Spreek Heer in hierdie woord, hierdie heilige woord van U. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Saam met Jesus is ook 2 ander misdadigers weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek kom wat Kobbeen genoem word, het hulle hom daar gekruisig, so ook die misdadigers, een aan sy regterkant en een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy boklere verdeel, deur daaroor te loot. Die volk het gestaan en toe kyk. Die volkleiers het aangehou en smalend te sê, ander het hy gered, maar laat hy homself red as hy Christus van God, die uitverkorene is. Ook die soldate het met hom die spot gedryf, terwyl hulle nader staan en vir hom suurwyn aanbied. Met die woorde, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Bokant hom was daar ook 'n opskrif, hy is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom aanhoudend gelas en gesê, jy is mos Christus of hoe, red jouself en ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan beslot van rekening dieselfde straf. In ons geval is dit regverdig. Ons word tereggestraf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe Jesus, dink aan my, wanneer U in die koninkryk kom. Jesus het hom geantwoord, Amen. Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Net tot sover die skriflesing. Hierdie is 'n bekende gedeelte en ons kan dit sommer so met mekaar weer saamvat. Waar alles begin gebeur het, daar in die tuin van Getsemane, waar Jesus gaan bid het. En hy sê, my Vader, hy het geweet wat vir hom voor gaan lê, en hy sê, my Vader, kan hierdie tyd nie by my verbykom nie. Maar as Jesus het geweet, wat moet gebeur, sodat die wêreld verlos kan word, dat God se wil kan geskied in hierdie wêreld, het hy geweet hoe hy sy lewe moet gee. Hoe hulle hom kom gevange neem het. Hoe Judas Iskariot hom verraai het. Hoe hy toe uiteindelik voor die hoëpriesters verskyn het, hoe daar leuns vertel het, onwaarhede, hoe daar op hom gespoeg is, om hom skuldig te laat lyk. Hoe hy uiteindelik voor Pontius Pilatus verskyn het, en Pontius Pilatus geweet het, hierdie man is onskuldig. Hoe Pontius Pilatus vir hom gevra het, is jy Jesus, die koning van die Jode, en hy het sê, dis soos wat jy daar sê. Hoe hierdie Pontius Pilatus alles in sy vermoë te doen het, om hierdie onskuldige man vry te laat, en hy het selfs Barnabas gebring, wat 'n geharde misdadiger is, en hy het vir die mense gesê, ek gee julle keuse, watter een van hierdie twee kan ek vir julle vrylaat? En hulle het vir Jesus, hulle het sê, kruisig vir Jesus, kruisig hom. Hoe hy uitgelei is uit Jerusalem uit. Hoe daar mense was wat gespot het, gelag het, daar was ander wat gehuil het,
wat naby aan Jesus was. Daar's ander mense wat weggedraai het, wat net nie kon sien hierdie wreedheid wat hier besig was om te gebeur nie. Jesus wat sy kruis gedra het, wat vir hom te swaar was, en uiteindelik moes hulle iemand inkry om hom te help dra. En uiteindelik kom hulle by hierdie gedeelte waar ons nou is, by Kobien, by Golgotha. En hier hang hulle hierdie twee misdadiges aan elke kant van Jesus Christus. Hulle slaan hulle met spykers aan hierdie kruis vas. Hulle lood sy klere uit. Hulle spot met hom. Hulle sê, Jesus, koning van die Jode, hulle sit 'n bordjie bo sy kop. Hy sê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Hierdie koning van die Jode, wat mense gedink het met 'n aardse mag, hierdie verwagting gehad het, dat hy die volk moet kom verlos. En hierdie koning van die Jode, wat op die einde van die dag op daai kruis hang, en deur daai kruis die werklike verlossing vir die wêreld bewerkstellig het. En dan sien ons hierdie twee manne wat langs Jesus hang. 'n Storie wat ons almal goed mee ken, en is as ons identifiseer altyd met hierdie twee mense wat langs Jesus hang. En dit gaan oor bekering. En ons almal wil nie die een wees wat met Jesus spot nie, ons almal wil die een wees wat met Jesus, wat gesê het, Here, vergewe my, ek wil vanaand, en Jesus gesê het, jy sal vanaand saam met my in die paradys wees. Ek weet ons gebruik hierdie persoon altyd om te praat oor die doop en die nagmaal en hoe word jy gered op geloof alleen. Ons almal wil graag hierdie persoon wees wat langs Jesus hang. Maar as 'n mens vandag jouself tog ondersoek, en wanneer ons hier klaar is, dan dink bietjie mooi, is ons nie soms ook maar die ander een, ook nie. Ek lees nou die dag 'n gedeelte waar iemand skryf, want ons lees altyd vanuit die misdadiger se perspektief, vanuit die mense wat opkyk se perspektief. En hierdie persoon skryf nogal 'n mooi artikel, en hy sê, hy wonder wat het God gesien, toe God afgekyk het, en hierdie dinge gesien wat besig om te gebeur. Hoe hierdie mense vasgespijker word, hierdie naals, hierdie klinknaals, hierdie spykers teen hierdie kruis, hoe hierdie klere geskeur word, hoe hierdie wreedaardigheid plaasvind, het hy al hierdie dinge sien gebeur. Maar hy sê in sy artikel, dat hy het meer gesien as net dit. En dit het my baie diep geraak. Hy sê, hy het gesien hoe hierdie vroue ween, wat naby aan Jesus was, gehuil het, omdat Jesus sterf. Hy sê, maar God het ook geween. Want God het gesien, hierdie soldate, wat daar gestaan het met hulle vals illusie van mag. Hierdie soldate wat daar gestaan het met hulle wreedheid, hulle bitterheid, hierdie onvergewensgesindheid, hulle ongeloof waarmee hulle hier voor hierdie kruis staan, en hulle spot met hierdie Jesus Christus aan hierdie kruis. En God ween oor die verlorendheid van hulle siele. En dit het my so diep geraak. En dis juist wat toe op hierdie kruis gebeur het. En waaroor die kruisgebeure gaan. Die nabyheid van Jesus Christus. Jesus Christus se hele bediening is dat Jesus identifiseer met sondaars. Juist daai mense wat gebroken is. En hierdie hele gedeelte van Lukas is gebaseer daarop, hoe Jesus uitreik na die gewone sondaars. Ons sien byvoorbeeld dat hy gedoop is as 'n teken van berou. Hy gaan eet by Levi, 'n tollenaar, saam met ander soortgelyke mense. Hy beskerm die vrou wat, as ons onthou hoe sy voete gesalf het met haar hare. Ons onthou die tollenaars, die sondaars wat gereeld na Jesus kom luister het, nou die fariseërs en die skrifgeleerdes nie daarvan gehou het nie. Ons onthou vir Saggeus in die boom, en uiteindelik hoe hy afgekom het, die hooftollenaar, en Jesus by hom tuis gegaan het in sy huis. Jesus identifiseer met stikkende, gebroke mense, kom hy naby aan hulle. Hy deel mense se skande, vernedering, verwerping, en selfs in hulle straf, as ons dink wat hier in die kruis gebeur, in hulle gebrokenheid, kom deel hy in hulle straf. Hy is teenwoordig waar niemand anders wil wees nie. En juist daar bring hy hoop. In ons taal vandag sal ons sê, Jesus got your back. Hy is saam met jou. Waar ander mense nie wil wees nie.
Daar's niemand te ver, te vuil of te verlore vir Jesus om te red nie. En dis waaroor hierdie storie gaan. Hy maak God se vergifnis bekend aan die wêreld. Dink bietjie mooi, hierdie gebroke, hierdie ongelowige mense, wat daar so voor Jesus hardloop, hulle skeur sy klere, hulle lood dit op, hulle spot met hom. En wat is hierdie ongelooflike ding wat Jesus doen? Hy bid vir hulle. Hy sê vir hulle, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy tree vir hulle in gebed op. Hy maak God se liefde vir hulle konkreet. Hy kon opgetree het met 'n bitterheid, of met soos wat ons so gedoen het, hulle in 'n kanon ingestuur het, of gesê het, Here, straf hulle tot hulle nie meer kon gestraf word nie. Maar hy deernis vir hulle. Hy verstaan waardeur hulle gaan. En nog steeds gaan hy en hy tree in vir hierdie mense. Al is hulle verlore, al is hulle op 'n plek van ongeloof, gaan tree hy in vir hulle by God. En dan skuif hierdie hele gebeure na hierdie twee persone wat hom saam om die kruis hang. Dis 'n groter prentjie wat kleiner word, nouer word na hierdie twee persone toe. Die eerste persoon het hy voel niks vir die Here nie. Hy spot saam met al hierdie mense. Hy sê, Jesus, as jy werklik die Christus is, Jesus die Christus is, verlos jouself en red sommer ons ook. En hy hou aan spot. Hy het geen ontzag vir die Here nie. En dan is hierdie ander misdadiger wat ook in die begin seker maar moes gespot het en saamgaan het. Maar hy sien hoe hierdie Jesus Christus saam met hulle op die kruis hang en hy sien die manier wat hy al hierdie mense wat met hom spot en met hom lelik is, hoe hy vir hulle sê, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe hy intree. Daai vergifnis wat die Here uitspreek vir hierdie mense wat hom seer maak. Daai ou moes op daardie stadium besef het dat daai vergifnis ook vir hom van toepassing is. En daar ontstaan 'n stukkie geloof in hom. Hy sê, die Here, vergewe my ook. Hy maak daardie man stil. Hy sê, sien jy hierdie man, ons het dit verdien om hier te wees. Hy het dit nie verdien nie, hy is onskuldig en hy maak hom stil. En hy sê, Here, dink aan my wanneer jy vanaand in die koninkryk is. Jy sien, hy het geglo Jesus is die koning. Hy het geglo Jesus gaan, wanneer hy hierso sterf, ander kan die dood gaan daar vir hom lewe wees. En hy het geglo hierdie Jesus wat die koning is, daai bordjie wat daar staan, kan vir hom die ewigheid kom oopsluit, ander kan die dood. Hy sê, Here, dink aan my. Daai vergifnis maak dit van my van toepassing. As ons mooi gaan sit en dink wat hier gebeur aan die kruis. Hoe die Here sy genade vir hierdie man van toepassing maak. Hy sê vir hom, saam met my in die paradys vanaand. Amen, amen. So seker sal ek die redding vir jou bewerkstellig. Vandag sal jy saam met my in hierdie paradys wees. Selfs in daai laaste moment van seer en van swaar waar hulle daar so aan die kruis hang. Nooit te laat nie. Waar hy die geloof in ontstaan het, waar hy Jesus Christus erken, waar hy vir 'n ander gesê het, jy het geen ontzag vir die Here nie. Glo hy dat hierdie Jesus Christus in sy geloof en op grond van sy geloof sê die Here vir hom, verseker, hy bewerkstellig daai redding vir die gebroke, stikkende mens aan die kruis. Omdat hy Jesus bely as sy verlossing. Maar weet julle wat? En hierdie is 'n ding wat ons nie besef nie. Dis hoekom ons verstaan hoop partykeer verkeerd. Ons wil hê hierdie hoop wat gebeur aan die kruis wat Jesus Christus bewerkstellig het, is 'n hoop wat ons met soveel seën en materiële rykdom moet kom sien. Jesus red hom nie van die kruis af nie. Jesus red hom deur die kruis na 'n ewige lewe toe. Jesus sê ons gaan deur hierdie doodskade weer stap. Ons gaan deur hierdie moeilike tyd gaan, maar aan die ander kant hierdie dood gee ek vir jou 'n ewige lewe. Hierdie teenwoordigheid van God in jou lewe ontdek. Amen, amen, verseker sê ek vir jy sal saam in die paradys wees. In daai persoon se laaste moment, in daai persoon se swaarste seer, gryp hy vas in Jesus Christus en dit gee vir hom die koninkryk. Nou is daar 'n vraag. Hy sê vir daai ander persoon, jy het geen ontzag vir God nie, jy het geen ontzag vir die Here nie. Doen ons dit nie maar ook soms? Wanneer ons leef, ons weet, ons geloof in Jesus Christus, red ons. Maar gee dit vir ons 'n vernietkaartjie, om dan te gaan maak wat ons wil, te gaan leef soos ons wil.
word ons nie dan soos die ander persoon nie, wat met die Here spot nie. Om te ontzag te lewe vir die Here, beteken is om hom te herken in elke situasie wanneer dit met ons goed gaan, en ook wanneer dit met ons sleg gaan. Om hom aan te bly vashou en van hom op te staan, selfs in die moeilikste van omstandighede. Om ontzag te hê vir die Here is om te weet, hy is jou God, hy is jou almagtige, en by hom alleen is die antwoorde van die lewe. As ons hier uitstap, daarom word ons gekonfronteer met twee persone. In elke facet van jou lewe gaan jy daai twee persone in jou lewe ervaar. En jy moet dan vra, het ek ontzag vir die Here? Staan ek op vir dit wat ek moet doen? Kom die Here tuis in my hart, soos met daai ou aan die kruis in sy moeilikste omstandighede, ervaar ek sy teenwoordigheid en laat dit my geloof versterk? Of het ek nie ontzag nie? Verraai ek hom ter wille van myself? Jy sien, wanneer daar gespot word deur die wêreld, is Jesus die koning van die Jode. Party van ons weet, Jesus Christus is, omdat hy ons verlosser is. Ons dit in ons geloofsbelijdenis bely. En as jy het met jou hart glo, het die tyd gekom dat jy het met jou dade, met jou mond en met jou optrede begin leef, soos wat daai ook aan die kruis gedoen het. Mag ons gaan leef met ontzag vir God in hierdie Kersfeestyd. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, alhoewel hierdie die kruisgebeure was, leef ons in 'n wêreld waar mense nog steeds met u spot, u ontken, met 'n ongeloof leef, miskien twyfel en late het, en u kyk nog steeds af, en u ween oor mense se siele. Maar hierdie is 'n mooi verhaal, dat selfs 'n misdadige, selfs 'n gebroke persoon, hoe hy naby aan hom kom, selfs in sy laaste momente van sy lewe, en geloof bewerkstellig word, en hy kan sê, Here, daai vergifnis wat jy uitspreek, wil ek ook deel van my eie hê. Here, dink aan my. Here, ek gee my lewe in u oor, en dan hoe u vir hom bevestig, amen, verseker, ek sê vandag vir jou, jy sal saam met my in die paradys wees. 'n belofte wat hy vir elkeen van ons kom gee. En wanneer ons daai hoop het, wanneer ons daai sekerheid het, gee dit vir ons die vermoë om nou alreeds, wanneer ons hier uitstap met ontzag vir u te begin lewe, ons kinders groot te maak en die weet dat hulle weet wie hierdie God is, wie hierdie Jesus Christus is, hoe hierdie Heilige Gees werk. U het altyd, ken u ons, u is saam met ons, u dra vir ons, u berei ons grondgebied voor, en u is in elke situasie volledig teenwoordig in ons bestaan. Here, help vir ons net, o Heilige Gees, dat ons net met ontzag vir u sal lewe. En dit beteken dat ons sal sterf in onsself en die eerste sal stel in alles wat ons doen. Seën vir ons in hierdie tyd wat vir ons voorlê, Here, dat ons sal dink oor die betekenis van Kersfees. Sal dink wat beteken dit dat die koninkryk naby gekom het, en wat beteken die geskenke van vreugde, vrede, liefde, geloof, hoop, geluk, dit wat ons eintlik na smag, en dit is in die geskenk van Jesus Christus vir ons gegee. Ons vra in die naam van ons Here Jesus Christus, dat ons onsself sal ondersoek, en sal besef wie is ons eintlik, in 'n verhouding met die lewende Here Jesus Christus. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Vriende, ek wil net 'n paar enkele aankondigings uitwys. Baie geluk ook aan die familie en vriende van die gesin wat gedoop het. Dit is 'n mooi, pragtige geleentheid. Dan deurkollekte gaan ook aan die Batseloop jeugkampterrein. Soos jy weet, ons kampterrein veg ons al baie jare daarvoor. En as jy ooit nie weet waar dit is nie of gemaak asseblief 'n draai, dis regtig 'n stukkie hemel daarso. Ons worship vanaand om 6:00 by die golfbaan. Asseblief kom sing saam. Dis interkerklik op die dorp wat ons by die baan bymekaar kom. Ons het 'n klompie praktiese reëlings. Ons het nie genoeg boekies om vir almal uit te gee nie. Dis net te duur en dit vat te veel papier en dan gooi mense dit gewoonlik weg. Ons het 'n paar boekietjies, maar die meeste van dit, ons het 'n link. So jy kan my skakel, ons daar gaan ook 'n barcode daar wees jy om vinnig daar wil aflaai. Maar die link word uitgestuur met al die musiek. Die is op die, dan kan jy op jou foon dit kyk, of as jy dit by jou huis dan wil aflaai en print vir jouself, as jy baie welkom, dit spaar vir ons baie. Al die musiek stuur ons met 'n link uit en dan kan jy gemaklik dit by jou huis doen. Dis om 6:00 vanaand, bring 'n stoel saam om te sit en dan jy kan 'n botteltjie water saambring, daar gaan gratis koffie wees. Die restaurantgedeelte maak vroeg toe, want ons wil nie mense met kos met op en afloop terwyl ons sing nie. En dan ook, jy mag nie 'n piknikmandjie saambring nie, want dit bly 'n geslote funksie wat hulle wil die reg van toegang voorbou. So asseblief vanaand om 6:00 gaan ons lekker saam sing daar by die golfbaan. Sterkrivier se Kersdiens volgende Sondag, as daar's 'n roomhuis, ek dink ons moet net laat weet hoeveel kom, né, Anita? So jy kan net jou naam by die kerkkantoor opsit en dan gaan sing ons lekker Kersliedere ook daar op Sterkrivier, eet bietjie roomhuis daar. Dan is dit die kerkraad het sê ek het te veel verlof wat gaan verval, ek moet dit nou vat, so van die 1 Desember af sê ek met verlof. Ek is net wel, so ons het gesamentlike dienste tussen ons en Piet Potgietersrust. Die dienste gaan by ons wees. En dan ek sal wel die Kersdiens die 25ste Desember en die 31ste Desember sal ek die oujaarsdiens preek. Dan sien ons verskriklik uit ook na die jeugfasiliteringswerkswinkel 26 Januarie. Roel Fritz gaan vir ons daar werkswinkeltjie kom aanbied. Skryf dit asseblief in julle dagboek op. Almal wat met jong mense werk, is gratis. Dit ervaringsleer, dit is 'n verskriklike goeie werkswinkel. Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied saam met die video 10.000 redes en dan gaan ons die seën uitspreek. En na die seën is daar ook 'n musikale amen. Kom ons staan asseblief vir hierdie pragtige lied.
Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Die drie-ene God is by u van nou af tot in alle ewigheid. Amen.